Hallo, in hierdie video gaan ons kyk hoe ons die eksponensiële grafiek se vergelyking kan bepaal vanaf die skets. Goed, hier het ons die eksponensiële grafiek en ons algemene vergelyking in graad 10 vir die eksponensiële grafiek is y is gelyk aan a mal b tot die mag x plus q. So kom ons kyk gou. As ons nou hier na ons skets kyk, sal ons dadelik sien dat hy neig, hoe kleiner my x-waarde word, na y is gelyk aan min 4 toe. In die skets lyk dit asof hy op die lyn is, maar ons weet met 'n eksponensiële grafiek neig hy na min 4 toe, wat sy horisontale asymptoot is. So ons kan dadelik sien dat my horisontale asymptoot, wat q is min 4. So q is gelyk aan min 4, dit is my horisontale asymptoot. En as ons voorlopige vergelyking dan inskryf, gaan dit wees y is gelyk aan a maal met b tot die mag x min 4, omdat ons q-waarde bepaal het, ons horisontale asymptoot, en ons het hom hier ingeskryf. Nou het ons nog twee onbekendes, a en b. Nou om die vergelyking uit te werk van a en b, wat twee onbekendes is, gebruik ek gewoonlik die y-as, die y-afsnit. Die rede hoekom ek dit doen is, sodra my x-waarde gaan 0 wees, enige grondgetal tot die mag 0 gaan vir my 1 gee, dan het ek net een onbekende oor. Kom ek wys jou wat ek bedoel. So ons gaan nou hierdie punt, die y-afsnit, gebruik, so dit is 0 en min 2. So my y-waarde is min 2. Ek weet nie wat is my a nie, ek weet ook nie wat is my b nie, maar my b tot die mag 0, onthou dis my x-waarde, en dan is dit min 4. En as ons hierna kyk, b tot die mag 0, enige grondgetal tot die mag 0, behalwe 0, is b tot die mag 0, gaan vir my 1 gee. So ek weet, min 2, ek gaan so lank die min 4 oorgooi, en dit word plus 4, so dit is plus 4 is gelyk aan a maal met b tot die mag 0 is nou 1. So dan sal ek sien my a-waarde is min 2 plus 4 is 2. So my a-waarde is 2. Goed, so ek kan dit al in my vergelyking invervang. Hy is gelyk aan 2 maal met b tot die mag x min 4. So ek moet nog steeds my laaste onbekende b uitwerk, en vir dit gaan ons nog 'n punt op my grafiek soek, wat ons duidelik kan uitsien, en dit is hierso by my x-waarde as 1 en 2. Gewoonlik in die grafieke gee hulle vir jou 'n punt, anders kan jy hom ook net bepaal vanaf jou grafiek, as hy so mooi duidelik is soos hierdie ene, en ons gaan nou 1 en 2 in vervang in my y en my x-waarde om b te bepaal. So kom ons doen dit gou. So nou gaan ons invervang. Ek maak iets so 'n pyltjie om dit hier te doen. So my y-waarde is 2 is gelyk aan 2 maal, ek weet nie wat my b nie, en my x-waarde is 1. Ek wil jou net herinner, ons is besig om hierdie koördinaat in te vervang wat op my grafiek is. En onthou dis min 4, so kom ons gaan bepaal gou. So as ek nou min 4 oorgooi, 2 plus 4 is 6, 2 maal b tot die mag 1, dan sal ons sien, my b-waarde is gelyk aan 3. En dus kan ons vergelyking uitskryf, y is gelyk aan, ons a-waarde is 2, so dis 2 maal my b-waarde is 3, tot die mag x, en my q-waarde is min 4. So daar het ek die vergelyking van my eksponensiële grafiek. Nou na ons tweede voorbeeld, om ons eksponensiële grafiek se vergelyking te bepaal, kan ons sien, hier is ons eksponensiële lyn wat hier getrek is, en kom ons bepaal gou. As ons nou so na sy algemene vorm kyk, sal ons sien, sy horisontale asymptoot, wat gewoonlik om die x-as is, het een plek opgeskuif, so ek weet my q-waarde is plus 1. Omrede,
hy nie nou op die x-as lê nie, maar een plek opgeskuif het. So ek weet al my keywaarde is plus 1. En verder om die vorm van hierdie vergelyking te bepaal, ons kan sien dat my y afneem en hoe groter my x-waarde word, hoe meer neem my grafiek in die negatiewe af. So ek kan met dit, in ons vorige video het ons baie mooi dit vir julle uiteengesit. A is nou kleiner as 0, omdat my y afneem, en hoe meer my x toeneem, gaan my y in 'n negatiewe waarde afneem, so my b-waarde is verseker groter as 1. Nou as ons voorlopig ons vergelyking inskryf, is dit y is gelyk aan a maal met b tot die mag x, en ek weet my keywaarde is nou 1. Nou gewoonlik, soos ek in die vorige bladsy gesê het, hoe om die a maklik te bepaal is om die y-afsnit te gebruik van 0 en 1, min 1, en die rede hoekom ons die y-afsnit gebruik is, sodra ons 'n x-waarde van 0 in vervang, en hierso b tot die mag 0 gaan hê, gaan my enige grondgetal, behalwe 0, tot die mag 0 gaan vir my 1 gee, dan kan ek maklik vir a uitwerk. So kom ons gebruik gou daardie punt, en dit is 0 en min 1, ons vervang hom in, so dis min 1 is gelyk aan a maal b tot die mag 0 plus 1, nou ek gaan my plus 1 oorgooi, en dit word negatief, so dis min 2, a maal b tot die mag 0, onthou b tot die mag 0, enige grondgetal tot die mag 0 gaan vir my 1 gee, so en a maal 1 is a, so dan is dit, my a-waarde is nou min 2. Kom ons vervang dit nou in ons vergelyking sover in. Nou het ons 'n vergelyking sover wat sê y is gelyk aan min 2 b tot die mag x, want dit is maal daarso, plus 1. So die enigste onbekende wat ons nog moet uitwerk is b, en ons sal sien op ons grafiek is daar nog 'n punt wat ons dit mee kan bepaal. Gewoonlik gee hulle vir ons die punt op ons grafiek, anders kan ons hom net so uitwerk, en dit is nou 1 en min 5. So dit is die koördinaat wat ek kan invervang. My x-waarde is 1 en my y-waarde is min 5. So kom ons vervang hom in. Dis min 5 is gelyk aan min 2 maal b tot die mag 1 plus 1. So dan sal ons sien, as ons die plus 1 oorvat, dan word hy negatief, so is min 6 is gelyk aan min 2 maal met b, en dan deel ons deur min 2 aan albei kante, en dan sal ons sien my b-waarde is gelyk aan min 6 gedeel deur min 2 is 3. So, nou kan ek die vergelyking van my lyn skryf. A is gelyk aan my a-waarde wat ek bepaal het, is min 2, maal my b-waarde wat ek bepaal het, is 3 tot die mag x, en my keywaarde wat ons in die begin bepaal het, is plus 1. En daar het ek die vergelyking. Hier is die derde voorbeeld van 'n eksponensiële grafiek waarna ons gaan kyk, en ons sal sien hierdie grafiek se eksponensiële vorm is nou anders as die eerste twee, en dadelik kan ons eers kyk na sy horisontale asymptoot, wat gewoonlik die x-as is, het nou een plek afgeskuif. Jy sal sien hy neig nou na die horisontale asymptoot nou van min 1. So my keywaarde is min 1, en dan verder gaan ons dadelik probeer ons a-waarde bepaal. So ons gaan nou hê y is gelyk aan a maal b tot die mag x plus, min 1, wat my keywaarde is. Om ons a-waarde te bepaal, gebruik ons altyd die y-afsnit van, nou is dit 0 en ons y-waarde is 1. So dan sal ons sien 1 is gelyk aan a maal b tot die mag 0 min 1, en soos ons in ons vorige twee bladsye gesê het, b tot die mag 0 gaan vir ons 1 gee. So as ons die min 1 oorgooi, word hy plus 1, so dan 1 plus 1 is 2, so a is gelyk aan 2.
Goed, so nou kan ons hom invervang. Y is gelyk aan 2 maal b tot die mag x min 1. So nou het ons nog een onbekende oor, dit is my b. So ek gaan nou 'n punt op my grafiek soek wat ek kan invervang en hulle gee gewoonlik vir ons 'n punt of ons kan nou hierdie punt gebruik net daarso waar hy mooi sny. En daai punt is min 1, punt my y-waarde is 5. So ons gaan dit nou invervang om ons b te bepaal. So ons y-waarde is 5, is gelyk aan 2 maal b tot die mag min 1 minus 1. Goed, so eerstens gaan ons die min 1 oorgooi en hy word plus, so dan 5 plus 1 is 6, is gelyk aan 2 maal b tot die mag min 1. Nou gaan ons deel deur 2, so 6 gedeel deur 2 is 3, so 3 is gelyk aan b min 1. Wat ons ook kan doen is, ons gaan die negatiewe eksponent wil ons uitkanseleer, so dis tot die mag min 1 en ons gaan tot die mag min 1 buite, en wat ons op die linkerkant doen, moet ons op die regterkant doen. Hierso sal ons sien, ons eksponente gaan met mekaar maal, so min 1 maal met min 1 gaan vir my b gee, so dis b, en ek sal sien dat my 3 tot die mag min 1 gee vir my 'n derde, so daar het ons b-waarde. En nou het ons al die inligting wat ons nodig het, om ons vergelyking te bepaal. So, kom ons skryf hom gou neer. Y is gelyk aan, my a-waarde is 2, so dis 2 maal met my b-waarde, is hierso is 1 op 3, 1 op 3, ons gaan 'n hakie volmaak tot die mag x, en my q-waarde is min 1, min 1. En dis die vergelyking van my eksponensiële grafiek.